By Kruin verstaan ons dat die lewe dikwels kompleks en uitdagend kan wees. Ons beleef almal tye van pyn, onsekerheid, uitputting en selfs hopeloosheid. In hierdie moeilike oomblikke wil ons by Kruin jou help, deur gebed, ondersteuning, toerusting en 'n ruimte vir groei. Ons nooi jou dus om te kom nes jy is. Hier kan jy Jesus volg. By Kruin doen ons ook meer as net by mekaar kom. Ons doen goed. Ons doen goeie goed wat die gemeenskap help en 'n positiewe effek op ons omgewing het. En ons nooi jou om saam met ons 'n verskil te kom maak, want dit is die roeping van ons geloofsgemeenskap. Huise wat Jesus volg, leef dit. Goeiedag, ek is Ian van die Kerk en baie welkom by ons digitale erediens. Ons was die laaste paar weke saam met Jesus op reis in lydenstyd en ons staan vandag uiteindelik aan die aanbreek van Groot Lydensweek. Hierdie week lei ons natuurlik na die klimaks van Jesus se lewe toe, naamlik Jesus se kruisiging en sy opstanding. Vandag is 'n unieke Sondag, dit is Palmsondag, en ons dink vandag na oor Jesus se intog in Jerusalem in. Jesus kom die Sondag voor Goeie Vrydag, 'n week voor Jesus uiteindelik uitgelewer sou word en gekruisig word, Jerusalem binnegery om redding te bring. Palmsondag is 'n dag van juig en palmtakke swaai, die een wat ons gaan red, het gekom. Jesus is hier. Dis 'n dag vol jubel, hoop en verwagting. Maar agter al hierdie vreugde van 'n redder, 'n koning wat die stad Jerusalem binnegaan, lê daar ook 'n spanning. Dit is eintlik bietjie vreemd as mens nou mooi daaraan dink, dat ons so tipe dag aan die einde van lydenstyd sal vier, dat ons by die aanbreek van Groot Lydensweek fees vier. Ons kan dan sê, Palmsondag is daarom die fees van jubel en vreugde, maar ook hartseer. Dit is 'n fees van vreugde, maar terselfdertyd is dit 'n fees van teleurstelling. Die skare wat juig oor die koning is dieselfde skare wat net 'n paar dae later sal skree, kruisig hom. Hierdie skare juig, maar hulle het nie 'n idee wat Jesus kom doen nie. Julle sien, Jesus oortref alle verwagtinge en kom doen totaal en al iets niets, iets anders. Jesus kom wys intentioneel dat hy anders is as die aardse konings. Hy kom op die rug van 'n donkie Jerusalem binne. Die koning ry Jerusalem binne nie op 'n perd nie, maar op 'n donkie. Nie met 'n swaard nie, maar met vrede. Nie met mag nie, maar met nederigheid. Niels Jackson het so ruk terug 'n gedig geskryf wat hierdie mooi vasvang. Met 'n donkie gaan jy nie oorlog doen nie. Eeue se krygers het perd opgesaal om glorie op die slagveld te gaan haal. Vir 'n donkie sal jy diens kon vra, om 'n kar te trek, 'n sak meel te dra. Met 'n perd kan jy die slinkste vyand jag, hom inhaal en oorweldig met brietekrag. Op 'n perd kon 'n heerser van weleer sy meesterskap demonstreer. Daar sit die groot Alexander, Nero, Napoleon en elke ander, vegtende vors op die rug van sy ros. Maar Jesus Christus, hy het op 'n donkie gery. Jesus kom wys ons intentioneel dat hy gekom het om redding op 'n totaal ander manier te bewerk as wat die mense se verwagtinge was. Palmsondag help ons om onsself te vra, wat dink ek regtig van God? Wat is my verwagtinge van wie God is? En hoe hanteer ek dit wanneer God nie optree soos ek verwag nie? Kom ons lees ons teks saam. Ons lees die intog van Jerusalem en ons lees uit Matteus 21 vanaf vers 1. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir hulle iets daar sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugbring.
Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op 'n vul van 'n pakdier. Die twee disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: Prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: Wie is hierdie man? Die skare het geantwoord: Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Ons lees net tot daar. Soos elke jaar rondom hierdie tyd in Jerusalem het duisende ander Jode na Jerusalem toe gestroom om die groot fees, die Pasga, te vier, die belangrikste fees in die Joodse geloof. Nou hierdie viering het 'n diep betekenis van bevryding gedra, waar ons ook 'n paar weke terug gesels het, en dit het God se mense herinner dat God hulle bevry het uit die slawerny in Egipte. Jesus was, net soos sy volksgenote, ook op pad na hierdie stad toe, maar in teenstelling met hulle, het hy reeds geweet dat hierdie Paasfees anders sou wees. Hy sou nie soos die ander 'n lam bring om te offer nie, want Jesus self sou die lam wees wat geoffer word. Jesus, die lam van God, wat geoffer is om ons te verlos van ons eie sonde en die sonde in die wêreld. Die mense rondom Jesus het egter nog nie mooi besef wat binnekort sou gebeur nie, hierdie aangrypende gebeurtenis van wat daardie week, op daai naweek van Paasfees sou gebeur nie. Wanneer al die paaslammers gewoonlik geoffer is, was Jesus ook aan die kruis geoffer. Hierdie mense het vasgekyk aan hulle eie verwagtinge van wie Jesus werklik was en wat hy kom doen het. Die Joodse volk het in Jesus se tyd sterk verwagtinge gehad van 'n Messias, die gesalfde een van God. Hierdie verwagtinge was natuurlik gevorm deur eeue se profesie en dit wat in die volk ook geglo was en vertel was. Daar was verskeie idees van wie die Messias sou wees, maar die mees algemene was dat dit 'n koninklike redder sou wees, die nageslag van Dawid, wat Israel sou bevry van die vyand en weer sou oprig as 'n onafhanklike koninkryk. Nou vir baie Jode was hierdie Messias 'n politieke bevryder, iemand wat Rome sou omverwerp. Jerusalem sou herstel tot sy volle glorie en God se volk weer sou laat heers oor die nasies. Nou hierdie idee van 'n lydende Messias soos ons in Jesaja 53 lees, was nie 'n gewilde idee nie. Dit het nie in die volk se nasionale droom van bevryding en oorwinning gepas nie. 'n Messias wat sou ly, verwerp word en sterf aan 'n kruis, het eenvoudig net nie in hulle prentjie van wie 'n redder is gepas nie. En tog is dit die Messias wat hulle kry, en wat ek en jy ook kry, die lam van God. Julle sien, dis hier waar ons eie persepsies van wie God is in die kollig kom. Ons wil baie keer 'n God hê wat red soos dit ons pas, vinnig, kragtig met sigbare oorwinnings. Maar Jesus kies die weg van die lam, die weg van lyding, van nederigheid om op 'n donkie die stad binne te kom, van diensbaarheid. Ek gesels in die week met iemand wat sê, dit voel of ek teen 'n plafon vasbyt. Dit wat ek vir die Here vra, gebeur net nie met my nie. Dit gebeur met ander mense, maar nie met my nie. Ek dink die persepsie wat ek en jy oor God het, wie God is, verander alles. Dit verander die manier wat ons kyk na die lewe, dit verander die manier hoe ek lewe, hoe ek God se betrokkenheid in my lewe sien. Dalk moet ons vandag vra, wie is God? Die interessante is, elkeen van ons, soos ons nou hierdie preek luister, het 'n unieke prentjie, 'n beeld van wie God is, wat God doen. Baie mense sien God as hierdie veroordelende regter, wat met 'n frons na mense kyk en wag dat ons iets verkeerd moet doen.
Baie ander mense sien weer God as die groot regmaker wat alles regmaak, of die groot geskenkgewer wat net geskenke links en regs uitdeel. Baie van hierdie idees oor wie God is eintlik maar baie beperk. Ons kan nie God in 'n boksie plaas nie. Want julle sien, as ons God in 'n boksie kan plaas, sou dit nie die moeite werd wees om God te aanbid nie. God is altyd meer en God is baie keer baie groter en baie anders as wat ons dink. God kies mense wat ons nie sal kies nie. Wat vir ons soos 'n einde of 'n doodloopstraat lyk, is vir God 'n nuwe begin. Regverdigheid. Hoe dink ek en jy oor regverdigheid? Jesus sê die laaste sal eerste kom. Jesus wat self bid, Vader, nie my wil nie, U wil. Julle sien, ons kan nie God se arm draai om te doen wat ons graag wil hê nie. Ons persepsie van wie God is, verander alles. En dit is eintlik 'n lewenslange pad, wat ons saam met God, in verhouding met God, die lewe stap, om God se hart te leer ken. Hierdie mense in Jerusalem het gewag vir 'n politieke bevryder, maar Jesus se koninkryk werk anders. Ons wil baie keer beheer hê, ons wil weet hoe dinge gaan uitwerk. Maar die lam kom en verras ons. God doen oneindig meer as wat ek en jy kan dink en droom. Jesus sterf sodat ons kan leef. Jesus gee magprys sodat ons ware vryheid kan beleef. Palmsondag daag ons op 'n manier uit om te besef dat God ons persepsies oortref. God is groter, wyser, sagter, meer geduldig as wat ons hom toelaat om te wees. Of wat ons dink, ons beperk God in ons eie koppe. Dieselfde skare wat skree Hosanna as die skare wat sê kruisig hom. Hoekom? Want Jesus het gefaal in hulle verwagtinge. Hy was nie die koning wat hulle wou gehad het nie. Net soos ons ook soms kwaad word vir God as God nie doen wat ons dink reg is nie. Wanneer die plan, my eie plan, nie volgens my tydlyn of logika loop nie. Palmsondag herinner ons, die lam van God weet wat hy doen. God is God. God kom nie om ons planne uit te voer nie. God kom om die koninkryk sigbaar te maak. Jesus herstel almal se wanpersepsies van hoe God deur die geskiedenis beweeg. Want julle sien, die Here beweeg anders as wat ek en jy kan uitdink of beplan. 'n Groot deel van my en jou lewe bestaan daaruit dat ons beheer probeer terugkry en 'n vashou hê op situasies en mense. Die Bybel leer ons keer op keer dat ons daai beheer moet prys gee. Jesus kies 'n ander pad. Jesus kies nie die wapens van manipulasie, intimidasie, soos ons maar baie keer doen nie, maar van liefde en vrede. Ons moet sien dat die Here heeltemal anders werk as wat ons kan uitdink. Ons hoef nie so 'n greep op alles in die lewe te hê nie. Jesus daag die manier uit wat ek en jy na die werklikheid kyk, sodat ons lewens ten diepste verander kan word. My gebed is somme, mag ons minder beheer wil hê. Mag ons in hierdie groot lydensweek wat voor ons lê, toelaat dat God sy gang loop. Dat God in en deur ons lewens sal werk. Miskien is die uitnodiging van Palmsondag juis om te sê, Here, ek laat gaan. Ek kies hierdie pad saam met U deur dik en dun. Ek kies die pad van die lam. Ek bid dat ons sal besef, die grootste krag is nie in beheer en heersing nie, maar in oorgawe en in nederigheid. En die enigste pad na ware vrede is nie die pad van perde en strydwaans nie, maar die pad op 'n donkie se rug, 'n pad van selfopoffering. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, koning op 'n donkie, lam van God, leer ons om U nie net te volg wanneer U ons verwagtinge vervul nie, maar ook wanneer U dit oortref. Here, leer ons om minder te wil beheer en meer te vertrou. Vorm ons, help ons in ons nederigheid, sodat ons U pad van liefde en vrede kan loop. Here, ons bid dit in U naam alleen. Amen.
ontvang ook dan nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die konstante teenwoordigheid van God se Gees in en deur jou werk. Amen. Kryners, ons is reg en sien uit om saam met julle huise te wees wat Jesus volg en dit te leef. By Kryn weet ons, die lewe is kompleks en gaan ons spasie skep waar jy kwesbaar kan wees en binne sulke veilige ruimtes groei en balans in jou lewe kan inbou. Hier is 24 verskillende groepe of bedieninge waarby jy kan inskakel. By party kan jy met jou gawes en passies kom dien en 'n verskil maak en by ander kan jy inskakel en met ander connect omdat jy dieselfde behoefte of belangstelling deel. Hier is iets vir elkeen om aan die liggaam van Christus deel te kan neem. Hier is ook vir jou geleentheid om lewensgroei te beleef deur hulp en ondersteuning vir die areas in jou lewe waar jy dit nodig het, soos met rousmart en versorgingsondersteuning of egskeidingssorg, ons kursusse, huwelikskursus, ouerskapkursus, Bybelskapkursus. Hier is iets vir elkeen om by in te skakel. By Kryn is ons baie gefokus op ons groeigroepe. Groeigroepe is iets wat in die middel van die week gebeur, waar ons Kryners die geleentheid gee om in te skakel, saam met hulle vriende, saam met hulle bure, om saam oor die Here te dink. Dis 'n geleentheid waar hulle kan leer en groei in die geloof, en ons maak dit so maklik as wat ons kan. Ons gee vir jou materiaal elke week, in 'n kwartaal kry ons 5 weke, en dit is 'n wonderlike geleentheid om net weer dieper in geloof te groei. By Kryn het ons ook belangegroepe waar jy kan kom nes jy is en binne jou belangstelling behoort en aan 'n groep wat dit saam met jou kan deel. Dit is ook 'n lekker plek om mense na toe te nooi om saam die lewe te kom geniet. Kryn belangegroepe gaan dus oor kom, beleef, geniet en nooi. By Kryn doen ons goed, waarmee ons bedoel dat ons aktief, prakties en sinvol as Jesus se liggaam betrokke is, deur dinge te doen wat werklik 'n verskil maak en impak maak in ons gemeenskap. Ons fokus daarop om 'n gemeente in die gemeenskap en vir die gemeenskap te wees en 'n positiewe verskil te maak in ons gemeenskap, deur goeie dinge te doen, maar ook ander te inspireer om dieselfde te doen. Want dan leef meer mense met hoop, egtheid en vertroue, en dan begin die gemeenskap anders lyk. Ons hoop is dat Kryners se stories en hoe hulle Jesus daarin beleef, die liggies van hulle huise word, sodat dit sigbaar kan word vir die res van Kempton Park. Wanneer mens 'n ligfoto van ons gemeenskap sou neem, moet al die huise wat Jesus volg en dit leef, waar hulle bly, werk en speel, se lig duidelik sigbaar wees. En dan sal ander in die gemeenskap wat nog soekend is, vir wie die donkerte van die lewe soms te veel is, deur hierdie lig van Jesus wat deur Kryners uitgeskyn word, deur dit aangeraak word. Dit is hoe hoop en liefde sigbaar word in ons gemeenskap.